Hartlik welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag, die 26ste Oktober 2025. Ons erediens waargeneem deur Dominee Leon van Jaarsveld. Hy lees vandag uit Psalm 91 en die tema van sy preek is: Die Here bewaar jou, skuil by hom. Kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons staan en loof ons die Here deur saam te sing uit Psalm 48, daarvan verse 1, 4 en 5. Die Here is groot waar Sion stop, omwentel hy die dieptes op. Hy is lofwaardig waar verhewe die berg en stad in songlans bewe, en Sion teen die noorde blink bo die lof van woorde. Daar waar in vlekkelose wit die koning van die wêreld sit, het hy wat teen die vyand waak, as rotsburg hom bekend gemaak. Psalm 48, verse 1, 4 en 5, en daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Die Here is groot waar Sion stop, omwentel hy die dieptes op. Hy is lofwaardig waar verhewe die berg en stad in songlans bewe, en Sion teen die noorde blink bo die lof van woorde. Daar waar in vlekkelose wit die koning van die wêreld sit, en hy wat teen die vyand waak, as rotsburg hom bekend gemaak. Ons volgeer wat hy skenk, aan al die goedheid hy brengt, asof ze saam is in wonen. Net soos die namens grote koning, so is die lands verskynne, die vyand sal verdwynen, word aan die volke door my Godse vastgeneem, die die ware geloof, is laat sien ons verweken van vrede, laat u als dochters overleven, omdat Gods wil al verblijden. Die woorden wat zij volk bevrijden, als verliesschap met kansen, vanuit zijn doordraadsen, vooruit doorrijdt met nieuwe braak. En elke die jongenstof, eeuwige schonse voorbijheid, zal door die noord toe ons geleid. Kom ons bely ons geloof saam, waar elkeen in sy hart die volgende sê: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees,
gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Uit die lyding van die hel ondergaan, uit op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons sit, antwoord ons daarop deur saam te sing uit Psalm 19 vers 4 en daarna bid ons saam. Ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, sal ons as mense ooit die genade verstaan, dat ons ook vandag hier by mekaar kan wees om U te loof, te prys, te eer, te dank, maar bovenal ook om gevoed te word deur U woord. Ja, Here, U woord is lewenskragtig. U spreek net en dit het gebeur en sal gebeur.
Want U is die almagtige God, die enigste wat daar is. Maar al is U ver verhewe bo ons, buig U steeds neer tot ons in liefde, in genade. Maak bemoeienis met ons. Daarom is ons bede ook dat as ons vandag na U woord luister, dat dit waarlik deel sal word van ons lewens. Dat ons ook hier sal uitgaan en sal leef soos U kinders. Dat ons in alles wat ons doen, U eer daarin sal soek. Maar daarvoor het ons wysheid nodig. Wysheid is om U te ken. Daarom vra ons dat U dit ook vir ons sal gee, deur te luister na U woord, dit te bestudeer en dit dan uit te leef. Maar U gee vir ons ook wysheid deur die leiding van U Gees. Daarom vra ons U ook dat ons fyngevoelig daarvoor sal wees, as U deur die Gees met ons ook wys wat reg en verkeerd is. Dat ons in al die keuses wat ons maak, so sal doen, dat dit gelykluidend is met U woord en U wil. O Here, ons vra ook dat U ons sonde sal vergewe. Reken dit ons nie toe nie. Ons bid dit om Christus ontwil alleen. Amen. Die hoog op die skriflesing sing ons nou saam uit Psalm 18, daarvan verse 1 en 4, terwyl ons so sit. Ons luister volgens na die woord van die Here soos dit vir ons opgeteken staan in Psalm 91 en ek lees volgens uit die 53 vertaling. Psalm 91, daarvan die hele Psalm. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuel sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie,
vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep, en ek sal hom verhoor, in die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig, en ek sal hom my heil laat sien. Vers 14 en 15 weer. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep, en ek sal hom verhoor, in die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Tot sover. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus. Van ons lidmate is onlangs beroof, terwyl hulle in die donker nag gelê en slaap het in hulle huis. Ander lidmate is gediagnoseer met kanker en ander met gevaarlike gewasse. En wanneer die man op straat hierdie psalm sou lees, kan 'n mens verwag dat hy vrae sou vra en opmerkings sou maak soos: hoe kan julle Christene sê dat God se trou jou van alle kante beskerm? Want as ek so na julle Christene kyk, word julle ook maar siek, gaan julle ook maar dood, word julle ook maar beroof, terwyl julle in julle huise lê en slaap. Julle leef in 'n gekke paradys om te glo dat die Allerhoogste julle bewaar. En 'n mens kan ook verstaan dat ongelowiges sulke opmerkings kan maak. Want ons is almal kwesbaar vir siektes en gevare. En ons gaan almal een of ander tyd ook dood. Maar ons weet egter dat hierdie psalm, net soos al die ander psalms en die res van die Bybel, die woord van God is. En as dit die woord van God is, dan moet hierdie psalm tog mos ook die waarheid wees. En daarom gee hierdie psalm vir 'n gelowige ook uiterste bemoediging en troos, indien ons dit reg verstaan. Hierdie spesifieke psalm wat deur Moses geskryf is dan ook 'n psalm wat alom bekend is en wat voortdurend deur duisende gelowiges aangehaal word of herinnering geroep word, veral in moeilike tye. Dis ook 'n baie gewilde teks wat op Facebook geplaas word, en dan word daar gesê, as jy dit bid, dan sal jy bewaar word. 'n Resep dat gevare jou nie sal tref nie. Maar dit is kenmerkend van die voorspoedsteologie. 'n Teks wat uit die Bybel gebruik word as een of ander towerformule wanneer ons dit nodig het. Nee. Kom ons kyk na Psalm 91 en hoe ons dit moet verstaan en daardeur getroos word. Met die intrapslag sien ons dat die psalmdigter dadelik vir ons sê op wie hierdie psalm van toepassing is, naamlik diegene wie skuiling vind by die Allerhoogste. Ons moet hierdie feit deurgaans onthou terwyl ons dit lees. Dit gaan hier slegs oor diegene wie skuiling vind by die Allerhoogste, en nie ander mense nie. Ja, nadat die digter dan hierdie voorwaarde gestel het, gaan hy onmiddellik voort om sy eie geloof te bely, wanneer hy sê, my toevlug en my beskerming, my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Moses stel dit dus baie duidelik,
dat die belofte van oorwinning slegs bedoel is vir diegene wat skuiling vind by die Allerhoogste. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. En die werkwoord wat hier gebruik word, naamlik om in die skuilplek van die Allerhoogste te sit, dui op 'n voortgaande aksie. Hierdie belofte is dus bedoel vir diegene wat voortdurend en permanent bly sit in die teenwoordigheid van God. Mense wat dit nie hulle erns maak om voortdurend in 'n verhouding met God te leef nie, kan nie staat maak op God se beloftes nie. Maar om egter te sê dat ek in die skuilplek van die Allerhoogste sit, is een ding. Maar wat beteken dit regtig? Wie sê Jesus is hulle wie in die skuilplek van die Allerhoogste sit? In 1 Johannes 6 vers 56 sê hy, wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. En dit is wat ons met elke nagmaal herdenk en vier. In Johannes 8 vers 31 sê Jesus, as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels. En in Johannes 15, as julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Diegene wat hulle self dus voortdurend in God se woord verdiep en sy woord uitleef en in wie se lewe die vrug van die Gees gesien kan word. Dit is hulle wie in die skuilplek van die Allerhoogste sit. En dit is hulle wie kan staat maak op God se beloftes. Broers en susters, jy kan nie God manipuleer deur woorde uit 'n Psalm aan te haal en as 'n soort kitsoplossing te gebruik nie. Soos wat ons baie mense deesdae hoor sê. Jy kan ook nie die gevare weghou van iemand anders af deur sogenaamd die lewe oor iemand uit te spreek en te sê dat hy dan bestand sal wees teen enige gevaar nie. Dit hoor ons ook deesdae baie. Nee, lewe is slegs en alleen in God se hande. Enige mens wat reken hy kan dit doen, is verwaan. Mense wat so praat, ken nie die Here nie en wil hom manipuleer om na hulle pype te dans. Nee, ons kan alleen ons hulp en rus by God vind. Dit gaan alles oor jou verhouding met hom. Ons lees in Hebreërs 4 vers 16, kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Dis die plek waar ons onsself elke dag van ons lewe moet bevind, in die teenwoordigheid van God. Dit is waar ons ook moet wees, as gevare rondom ons dreig. Ons moet onsself dus vanoggend opnuut afvra, is Jesus Christus my Here en my Meester? Is die drie-enige God waarlik my skuilplek in tyd van nood? En as dit so is, dan kan ons ook op sy beloftes staat maak. Maar wat is hierdie beloftes? In vers 1 lees ons, hy sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ja, God sal beskerming aan jou verleen, soos wat 'n hen haar kuikens onder haar vlerke bedek en oppas. Vers 2 stel 'n verdere belofte, naamlik dat God te alle tye vir ons 'n toevlug en 'n bergvesting sal wees, dat ons derentyd op God sal kan vertrou. Ja, indien ons in die skuilplek van die Allerhoogste sit, kan ons met vrymoedigheid en vertroue na hom toe gaan en 'n veilige vesting by hom vind, teen enige gevaar. Die uitdrukking wat hier gebruik word is 'n bergvesting. Dit verwys dus na 'n fort, 'n ondeurdringbare fort wat skuilings en veiligheid bied teen die vyand. Ja, ons kan sekuriteit en beskerming en vertroosting en bemoediging vind in die aard en karakter van God self. Hy wat die Allerhoogste is,
die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. By hom kan en sal ons skuiling vind. Ons sekuriteit in God moet egter ook gegrond wees op ons geloof in hom. En dit is waarom Moses hier sy geloof ook teenoor God bely wanneer hy sê, U is my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Ons moet dit glo en ook bely. Nou in vers 3 sê Moses dat God ons teen dodelike siektes sal bewaar. Wat beteken dit vir my en jou, broer en suster? Is ons verseker dat gevaarlike gewasse of kanker ons nie gaan tref nie? Nee, ook dit is in God se hande. Die troos wat ons het, bely ons in Sondag 1 van die Heidelbergse Katekismes, dat ons met liggaam en siel, in lewe en in sterwe, aan ons getroue Verlosser Jesus Christus behoort. Niks kan jou uit God se hande ruk nie. Nie siekte, of selfs die dood nie. En hierdie belofte impliseer nie dat ons ten alle tye teen dodelike siektes bewaar sal word nie. Want dit sou beteken dat nie een van ons ooit sou kanker kry nie, of selfs nooit sou sterf nie. Maar wat doen God as al hierdie dinge oor sy kinders kom? Maak hy asof niks gebeur nie? Kyk hy ander pad? Vat hy dit alles weg, of vat hy ons uit hierdie wêreld uit weg, dat ons die onheil gespaar sal bly? Nee, beslis nie. Nou waar kom ons troos dan in? Vers 4. Hy sal jou dek met sy vlerke, onder sy vleuel sal jy skuil, sy trou is 'n skild en 'n pantser. Dit is wat God vir ons sal doen. Hy sal ons onder sy vlerke bymekaar maak en sy ondeurdringbare skild en pantser sal alle vlammende pyle van ons afweer. Al sal ons swaar kry en die boosheid van hierdie wêreld aan ons lewe voel, sal ons terselfdertyd intens bewus wees van God se beskerming en sy bevryding. Die sorg van ons Vader wat in die hemel is, gaan oral saam met ons. Hy is daar tydens die fisiese gevare van siekte en ongelukke, aftakeling, inbrake, maar ook deur die geestelike gevare van versoeking, afdwaling, moedeloosheid, die gemeene wip van Satan. God sal ons nie alleen laat nie. En daarom hoef ons nie bang te wees nie. Ons hoef nie te vrees vir die verskrikking van die nag, dit wat die onbekende van die donker te bring nie. Ook nie vir die gevare wat skielik in die dag soos pyle op ons afgevuur word nie. Ons trotseer dit nie alleen nie. God is met ons. Onder sy vleuels het ons rustigheid en vrede, 'n vrede wat die verstand te bowe gaan. In verse 7 tot 8 word 'n beeld geskets van duisende en 10.000 wat rondom diegene wat op God vertrou sal val en gestraf word. Ja, ons gaan nie die dood eendag vryspring nie, maar ons sal nie die geweldige gevolge van God se oordeele ervaar soos diegene rondom ons wat hulle vertroue nie in God gestel het nie. En die rede, dis die hoogtepunt, broers en susters, omdat Jesus Christus se bloed ons vrygekoop het van God se toorn op die sonde. Ja, God beloof dat ons ongeskonde deur die vuurproef van hierdie lewe sal gaan en ons sal ons beloning in die hiernamaals ontvang. Dit beteken nie dat ons die swaar kry van hierdie lewe gaan vryspring nie. Beteken wel dat God ons in staat sal stel om ook in sulke tye getrou te bly. Ja, deur sy Gees vertroos en versterk hy ons, om te weet dat ons skatte nie hier op aarde is nie, maar om eendag by God te wees, tot in alle ewigheid. En dit is hierby wat die belofte van verse 11 en 12 aansluit. Ons moet ook hierin alle dank aan eer aan God bring vir sy beskerming,
Want dit is hy wat sy dienende engele opdrag gee om ons te beskerm. Satan het hierdie belofte van God verdraai en gebruik as 'n versoeking teen Christus in die woestyn. Toe het hy die belofte van Psalm 91 so voorgestel asof 'n mens enigiets onbesonde kan aanvang en dan maar kan reken op die beskerming van God. Maar dit was 'n leuen. Ja, God se engele beskerm ons teen die openlike gevare in die lewe. Die spreekwoordelike leeu's langs die pad. Hulle beskerm ons ook teen die listige aanvalle van die duiwels. Die spreekwoordelike slange langs die pad. Maar ons kan ons nie nou doelbewus gaan begewe in gevaar en glo dat God ons moet red nie. Nee, ons moet steeds ons huise beveilig, op ons hoede wees, gesond eet en drink en die mediese wetenskap wat God daar gestel het, gebruik. Ons moet voorsorg en beskermende maatreëls tref en nie gaan soek vir moeilikheid nie. En as ons dan steeds nog geroof word, of steeds kanker kry, en wanneer die dood steeds intree, sal God se engele steeds by ons wees, oorgehaal vir diens. Ja, baie later, nadat Psalm 91 opgeteken is, vertel Jesus 'n gelykenis, die van Lazarus en die ryke man. Toe Lazarus sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham, na die hemel. Dit wat vir Lazarus geld vir al God se uitverkore kinders. Ja, op die sterwensoomblik kry die woorde van Psalm 91 vers 11 'n ekstra diep dimensie. Engele sal jou op die hande dra as jy die laaste asem uitblaas. Die plek op aarde word leeg, maar Christus staan gereed om jou in die ewige Vader woning, wat hy gereed gaan maak het, te ontvang. Broers en susters, hoeveel troos gee dit nie vir ons nie? Nou in vers 14 tot 16 praat God self nou met ons, en hy doen dit ten einde ons verder te vertroos en te versterk. Wat sê God vir sy kind? Hy sê, omdat hy my lief het, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Broers en susters, geloof is kennis en vertroue. Om God te ken is om jou te verdiep in sy woord, te luister na sy woord te bestudeer. En so word ons kennis van God gevoed deur sy woord en gees, en kan ons met vertroue tot hom nader in gebed. Ja, God sal na ons luister, want hy is nooit ontrou aan sy woord nie. Ons mag reken op gebedsverhoring, op hulp in nood, op uitredding uit krisisse. Ja, God stort hierdie beloftes van hom uit op diegene wat hom aanroep. Mag ons nooit ophou om vir onsself en vir mekaar te bid nie. Die heerlikste belofte vind ons egter in die laaste vers. Met lengte van dae sal ek hom versadig, en ek sal hom my heil laat sien. Hierdie belofte is deur Christus vervul. In 1 Johannes 5 vers 11 lees ons, dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Ja, broers en susters, God beloof die ewige lewe vir al sy kinders wat by hom skuil, wat hom ken, wat op hom vertrou. God gee die ewige lewe in Christus, uit genade. En daarom is ons oortuig, broers en susters, geen dood of lewe of engele of magte, of teenswoordige, of toekomstige dinge of kragte, of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here.
Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, o Here, hoeveel vertroosting kry ons nie uit U woord nie. Dat ons mag weet, dat ons kan skuiling vind by die enigste ware God. Die God vir wie niks onmoontlik is nie. Daarby dat ons U mag Vader noem. Here, wat 'n wonderlike voorreg. En hoeveel te meer sorg U nie ook as ons Vader wat in die hemel is vir ons, nog soveel meer as wat ons aardse ouers vir ons kan sorg nie. Maar Here, ons leef in 'n sondige wêreld. Die duiwel wat rondloop soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. En hy sal enige iets in sy mag gebruik om ons geloof te laat wankel in U. Of dit nou siekte, rowers, inbrake, al die beproewinge wat oor ons kom. Ja, hy sal alles gebruik. Maar Here, ons skuil by U. En daarom sal nie een van sy pyle ons tref nie. En ons dank U daarvoor. Maar Here, bovenal dank ons U dat U vir ons die ewige lewe gee. Ja, en dit uit genade alleen, sonder dat ons iets daarvan verdien. Alleen maar deur die soenverdienste van Christus aan die kruis. Sal ons ooit die liefde van U vir ons verstaan, begryp. Nee, o Here, daar is nie 'n einde aan die liefde nie. En ons dank U daarvoor. Maar Here, gee dat ons in alles sal besef dat ons onder U vleuels sit. Daarom ook dat ons sal leef soos U kinders. Soos 'n paar Sondae gelede ook gehoor het. Met hoop, 'n vaste hoop. Dat ons mag weet, U seën is aan die kom. En hoe sien ons nie uit na daardie dag nie. Daarom bid ons ook, kom Here Jesus, kom gou. Amen. Na die afdra van die liefdegawe sing ons saam met Psalm 46 verse 1 en 6. Verhef je harte tot die Here en gaan hierdie week in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm.
Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Goeiemôre broers en susters. Die volgende afkondigings. Baie geluk aan die lidmate wat in hierdie week verjaar, die 27ste Brand Briel, 29ste Elsie Kriel, die 30ste Willem Landman. Al hierdie lidmate, baie geluk met die verjaarsdag. Mag die Here sy seën hand vir nog baie jare oor julle hou. Dan voorbereiding vir Dirk Kotse wat die 3de November ingaan vir 'n breekoperasie. Is daarom net seer vir so die eerste 3 weke. Maar baie sterkte vir jou, Dirk. En ons glo dat dit ook goed sal afloop. Vandag se preek het betrekking daarop ook. Al ons operasies ook, dat die Here ook daar so ons sal beskerm en onder ons sy vleuels neem. Dan Bybelstudie, gaan miskien so 'n bietjie net na 10 wees. Daar's 4 baie benoude belydenisklaskatkesante wat hier sit, wat nou ondervra gaan word. So gee net so 'n bietjie, wees geduldig. Het sal nie lang na 10 wees nie, want ek weet hulle ken hulle werk. Maar daar is Bybelstudie. En dan die potjiekos-kompetisie en katekisasie afsluiting 29 November. So herinner jy weer daaraan. Op hierdie stadium is daar so 4 potte wat gaan brou daardie dag. So as jy belangstel om nog 'n pot in te skryf, kan jy vir Floris skakel. Sy nommer is ook daar in die kollig bygesit. Baie lekker week vir elkeen.